Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Wat ek doen hier is ek bespreek die 2024 se rekordeksamen, dit is die Gauteng 1 se vraag 2. Tydens 'n netbaltoernooi is daar verskeie stalletjies wat kos en verversings verkoop. In 'n periode, dis weg, jammer. In 'n periode van 10 minute is die volgende by 6 stalletjies opgemerk. So daar is nou stalletjie 1 tot 6, die aantal klante en die bedrag wat spandeer is. Nommer 1, bepaal die vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn van die data. Nou, die antwoord gaan ek vir jou sommer gee, is op die ou einde, is dit y is gelyk aan 12,60 plus 17,33x. As jy nie weet hoe om daardie uit te werk met jou sakrekenaar nie, dan moet jy net mooi kyk aan die einde van hierdie video, het ek vir jou die presiese stappe daar gegee. Ek het dit gehaal by een van my ander video's wat gaan oor graad 12 statistiek. Daar's 'n hele playlist daaroor. Die volgende vraag, nommer 2, voorspel die bedrag geld wat deur 11 klante spandeer word. So wat jy daar gaan doen is binne in jou kleinste kwadraat regressielyn waar die x is, daar gaan jy 11 invervang en dan is die antwoord 203,23. Of op hierdie metode of met jou sakrekenaar. Nommer 3, bepaal die korrelasiekoëffisiënt van die data. Nou jou antwoord moet wees R, want dit is die simbool vir korrelasiekoëffisiënt, is 0,95. Net aan die einde het ek ook vir jou daardie gedeelte aangehaak van presies hoe jy met jou sakrekenaar vir R kan bereken. Nommer 4, die organiseerders van die toernooi dink daar is 'n baie swak positiewe korrelasie tussen die aantal klante en die bedrag geld wat die stalletjies ontvang. Motiveer of jy saamstem of nie. Nou die antwoord hier is definitief nee, want ons R was plus 0,95 en dit beteken daar is 'n sterk positiewe korrelasie tussen die geld spandeer en die aantal klante. En weer eens, gaan kyk na my video, die playlist, ek het hom genoem graad 12 statistiek. En daar het ek vir jou baie mooi verduidelik alles wat jy moet weet oor korrelasie en kleinste kwadrate regressie. Nommer 5 sê, by 'n ander stalletjie spandeer 6 klante 'n totaal van R195. Indien hierdie punt by die data ingesluit word, sal die gradiënt van die kleinste kwadraat regressielyn vermeerder of verminder. Motiveer jou antwoord sonder enige verder berekeninge. Nou, hier is ons skets, kyk gou, ons spreidingsdiagram of ons spreidingsgrafiek. En as ons nou kyk by nommer 6, 6 klante op die x-as en by 195, dit is nou daar. Nou sê hulle, indien hierdie punt ingesluit word, sal die gradiënt van die kleinste kwadrate regressielyn vermeerder of verminder, en jou antwoord is, die gradiënt sal verklein, afneem, want die lyn word minder styl. Die punt is ver van die lyn af, of die punt lê bokant die lyn. So hy gaan net laat jou grafiek se gradiënt kleiner word. Kom ons doen nou nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 2. Gedurende Junie maand het pasiënte mediese fasiliteite besoek vir behandeling. Die tabel toon die aantal pasiënte wat behandeling op sekere dae gedurende Junie ontvang het. Dan sal jy nou in die tabel sien, daar is die datums, dit is ons x-waardes, en die aantal pasiënte behandel, dit is ons y-waardes. Nou goed, jy kan nou hierdie saam met my doen met jou sakrekenaar. Nou die stappe wat jy dan gaan volg sal wees as volg. Mode 2 stat. En dan kies jy weer nommer 2, a plus bx. Nou gaan jy die data insleutel en onthou om 'n is gelyk te druk na elke stukkie data wat jy insleutel. Nou ek stel voor, jy pause gou jou video en dan voer jy die data in en dan kry ek jou weer by AC. Goed, jy het nou jou data ingesleutel. Nou gaan jy sê Shift 1 dubbelpunt stat
5 of nommer 7 op jou sakrekenaar, die een wat regressie is, en nou kies jy nommer 1A is gelyk aan. En dan behoort jou A-waarde 161,24 te wees. Dan weer, AC, Shift 1, Stat, 5 of 7, regressie, en nou kies jy nommer 2, B is gelyk aan. En dan B is 26,9 is gelyk aan, en dan is jy vergelyking van jou kleinste kwadraatregressielyn, Y is gelyk aan 161,24 plus 26,9x. Kom ons doen nou 'n voorbeeld van korrelasie. Die voorbeeld sê, die tabel vergelyk die aantal ure wat wiskundeleerders spandeer op hul studies en hul punte in 'n toets. En dan daar's 7 leerders en dan ure is die x-waardes en die punte in persentasie is die y-waardes. Nou vra die vraag, nommer 1, bereken die korrelasiekoëffisiënt en lewer kommentaar. Nou daar volg die stappe nou vir jou. Nou ek het dit nou nie weer as 'n video nie, so jy kan eintlik dan nou maar net die video pause en dit gou uitwerk. Dit sal so werk. Jy gaan jou sakrekenaar mode 2 stat, nommer 2 A plus BX. Nou sleutel jy die data in met 'n is gelyk aan na elke datastel wat jy ingesit het. Dan gaan jy sê AC, Shift 1 stat. Nou weer eens nommer 5 of nommer 7 regressie en dan kies jy nou nommer 3. Sien jy, daar is 'n klein R. Dit is waarin jy belangstel, korrelasiekoëffisiënt. En is gelyk aan en dan is jou antwoord R is 0,9. En die kommentaar wat jy lewer is jy sê vir my dit is 'n sterk positiewe korrelasie. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Aan die linkerkant hierbo heg ek vir jou vraag 3 van hierdie vraestel aan en jy sal sien aan die regterkant het ek die graad 11 se playlist oor statistiek vir jou aangeheg en ek het ook vir jou die graad 12 se playlist oor statistiek aangeheg.